Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle vanoggend hier, so op 'n lang naweek of ten minste vir al die skoolkinders se lang naweek. Groot bewondering vir die skoolkinders wat hier is. Baie dankie. Pappas en mammas wat ook nog steeds vroeg opgestaan het en wat vanoggend hier is. Baie welkom vir elkeen van julle. Mag dit regtig ook vir elkeen wat hier is sommer baie spesiaal wees. Mag die Here regtig ook vanoggend met ons praat en ons ontmoet en hy weet op watter plek in die lewe is elkeen van ons. Hy weet wat is vanoggend in ons hart, hy weet wat het ons nodig, hy weet wat is die groot rede hoekom ons gekom het en wat is dit wat ons vanoggend van wil kom vra as ons hier saam is. En die Here hoor dit ook en mag die Here vanoggend aan elkeen van ons sommer net kom raak. Vriende, as julle na die hartklop kyk, sê julle sien daar so is in die week klompie dinge wat gebeur en so. Dis Dinsdag 'n vakansiedag, môre is skole afdag, so daarom is daar nie 10 triks vanaand nie, daar's ook nie vanoggend rooi trein nie, omdat dit vir die skoolkinders is 'n lang naweek is, maar by die kerk gaan die gewone goeders maar normaal voort. Kyk na die verjaarsdae, julle sien die verjaarsdae is daar, baie geluk aan almal wat verjaar, ek wil nou nie mense uitsonder nie, maar as 'n klomp name daarso, en Janie skryf ook elke week, as jou naam nie daar is nie, dan is dit 'n aanduiding dat jou naam dalk nie op ons lidmaatregister reg is nie. So dis ook 'n lekker kontrole. So skakel gerus die kantoor en sê, hoorie, ek het verjaar, maar my naam is nie daar nie. Dan weet ons sommer ons kan dit regstel. En dan gebeur, ons is almal net mense en dis gewone rekenaars. Kerke het nie ander soort rekenaar as die plekke buite nie. Ons werk ook maar met Windows 10 en 11 en alles en dit sukkel net soos by julle. So kontak ons as daar enige iets is. Daar's ook 'n gebedslys en julle sal sien heel bo in die gebedslys staan ons bid vir die beroepingsproses. Ons het die advertensie uitgestuur deur Kerknuus, deur die voorligter of deur die kerkbode en toe weer deur Kerknuus in die afgelope week. En ons is besig om aansoeke te ontvang. Ek is nie seker hoeveel het ingekom nie, daar kom aansoeke heeltyd in. En ons het 'n pre-advieskommissie wat hierdie week vergader het. En ons kom nou weer bymekaar sodra die aansoeke in is om bietjie te sif. Die kerkorde skryf die prosesse voor wat moet gebeur. So ons moet dit sif en kyk wie kwalifiseer nie. En dan besluit ons watter aansoeke bly oor en dan gaan ons in die 2 weke daarna en ons gaan kyk na die video's wat hulle gestuur het van die preke wat hulle het en so. Ons kyk na hulle CV's alles verder en dan kom ons bymekaar om 'n finale kortlys op te stel. En daarna is daar nog 'n prosesie wat afloop, so dis 'n hele omslagtige proses en uiteindelik gaan dit kerkraad toe, na die volle kerkraad toe, wat dan gaan die beroep uitbring. Die kerkorde bepaal dat die kerkraad self 'n beroep uitbring, so dit is so lekker om dit te weet. Kyk bietjie, daar's 'n beriggie wat sê, die van julle wat jag in hierdie tyd, as jy daai bene wil skenk vir die sopkombuis, baie welkom, ons het 'n vrieskas waar ons dit ook kan insit. Dan is die wynveiling se reëlings aan die gang. Piet het laasweek vertel daarvan en ons nooi sommer nou al vir julle uit en dis altyd 'n heerlike aand. Ek moet eerlik sê, baie lekker om daar te wees en 'n vrolike aand en ook 'n aand wat vir ons gemeente regtig 'n mooi klompie geld inbring waarmee ons ook weer baie dinge kan doen. Dan is daar 'n Mamma Mia uitstappie op die 12de September. Dis baie moeilik om te sê, eintlik is dit vir enige iemand, maar ons moet op 'n manier moet ons sê waarop fokus ons en toe het ek daar geskryf, dis vir almal wat te oud is vir die jeug en te jonk vir die spoelklippe, soos jy, dit gaan nie oor hoe oud jy is nie, dit gaan of jy jouself sien in daai groep, want ons wil graag bietjie meer uitstappies ook in die middelgroep begin doen, so baie welkom bespreek by die kantoor. En dan die laaste ding is, julle sal sien in die hartklop ook, is daar 'n klompie sake uit die bestuursvergadering van die afgelope week. Daar's baie meer wat gebeur in die bestuursvergadering. En ons praat ook nie elke keer oor alles nie. So mense kan baie maklik kyk en sê, maar hoorie, hier's niks oor uitreik of dis omdat dit nie nou op die tafel was nie. Dit loop goed, dis in plek en alles. So ons gesels oor sake waaroor ons moet besluite neem en dit was 'n baie mooi en 'n goeie vergadering gewees. Vir die wat in die tussentyd aangesluit het by ons, julle was nie laat nie, ons het vroeg begin met die afkondigings. Baie welkom vir almal, Jena. Baie welkom. Dis my diervrou. Dis so lekker om saam te wees op so 'n oggend. Ek wil hierdie kersie aansteek en as ons die kers vanoggend aansteek, dan dink ek heel eers aan
aan Rudy sit daar agter, Marlies Botha is in die ICU en met die kliniek. Rudy, ons steek vanoggend die kersie aan ook vir Marlies, vir Tannie Elise Tooi wat nog steeds in die hospitaal is, vir elkeen wat siek is. Vanoggend steek ons dit ook aan vir al die mense in ons eie gemeente vir Edmore wat 'n Zimbabweër is, ons eie bediende Katina wat 'n Zimbabweër is, klomp mense wat se lewens op die oomblik baie ontwrig is. Ons steek die kersie aan en ons sê vanoggend vir mekaar dat die Here is by ons. Die Here is ook by elkeen wat dit nodig het, ook in hierdie oggend. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n verskriklike voorreg om hier saam te kom in U naam, hier saam te wees as U kinders, ou kinders, jong kinders, klein kinders, groot kinders. Here, maar dat ons almal hier kan saam wees en ons is een familie. Here, dat U familie bestaan uit verskillende mense van verskillende ouderdomme en mense wat verskillende werke doen en soveel verskillende mense. En dis die rykdom van kerk. Dankie dat ons vanoggend hier kan saamkom en elkeen met ons eie persoonlikheid en ons eie spiritualiteit en ons eie behoeftes, ons eie lewe en dat U elkeen van ons vanoggend ook raak sien. Here, U is nie net die God wat alles geskep het in die begin nie, U is nie net die God wat die sterre en die wolke en die berge en die see en alles gemaak het nie. U is ook die God wat sorg vir alles wat U gemaak het. Dis U wat sorg vir ons. En daarom wil ons vanoggend U kom prys as die lofdansgroep vanoggend hierdie lied vir ons sing en sê kom prys die Here met julle asem, met alles in julle. Want Here, dis wat ons vanoggend wil doen. Ons wil U prys met die asem wat U vir ons gegee het. In Jesus se naam. Amen. Wat leef, die naam van God verhef, laat elke hart sy grootheid steeds bely. Met trompet geskaal en snaresang van vreugde, prys hom oor die aarde, tot in die hemel hoog daarby. Van die berge tot die see, laat sy lof deur alles leef. ons koning heers vir ewe. Ons God, die een wat red. Prys hom met die trompet, prys hom met die snare, prys hom met simbale, wat oor die velde dreun. Prys hom met jou asem, prys hom met jou dade, alles wat asem het, laat sy lof weer klink en steun. Halleluja, halleluja, laat sy lof deur alles gaan. Met fluit en harp, met ritmes van die volke, met vreugdedans en hande hoog in lof. Ons stemme styg soos wierook in die hemel. Van sy kinders dra ons God se liefde bo. Van die berge tot die see, Laat sy lof deur alles leef. ons koning heers vir ewe. Ons God, die een wat red. Prys hom met die trompet, prys hom met die snare, prys hom met simbale, wat oor die velde dreun. Prys hom met jou
Sy glof omhoog na God toe, die Here van die land. Laat elke volk en nasie sy grootheid bly verkondig, want hy is God almagtig, sy lof is wonderbaar. Prys hom met die trompet, prys hom met die snare, prys hom met simbale, wat in die hemel sing. Prys hom met jou asem, prys hom met jou dade, alles wat asem het, prys hom ons Heer en Koning. Halleluja, halleluja, laat sy lof vir ewig klink. Baie dankie vir julle. Daar is sy so pragtige lied en julle bring ons in die regte stemming om sommer vandag vir die Here dankie te sê vir alles wat die Here doen met instrumente, met ons stemme, met ons dankoffers, met alles wat ons doen. Kom ons vandag sommer net die Here groot maak. Caroline, dankie vir julle groep. Lekker om te sien hoe julle dans en die glimlagte op julle gesigte te sien. Kom ons sê vir die Here dankie, ook met ons dankoffers. Vriende, ons gaan vandag met 'n bietjie voorlesings en sang die Here groot maak en bietjie nadink oor ons lewenspad. Dis vandag die dag waarop 22,000 ouens die Comrades hardloop en ons gesels vanoggend in die erediens oor die wedloop van die lewe bietjie later, maar ons sing en dink ook vanoggend daaroor. En ons gaan net nou as ons sing, ons gaan 'n voorlesing en dan gaan ons sing, ons gaan staan vir die eerste liedjie en dan bly ons staan vir die tweede liedjie ook. En daarna kan julle weer sit en dan gaan ons die ander twee liedjies gaan ons sommer sittende sing. Ek wil vanoggend vir jou uitnooi om daar waar jy sit sommer net vanoggend stil te word, bietjie tyd met die Here te spandeer, met die Here te praat, verby my te kyk, verby die musiekgroep, verby dalk dinge wat jou aandag kan aftrek en sommer net vanoggend baie stil te word voor die Here. Psalm 139 vers 8. Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Klim ek op Groenberg, is U daar. Stap ek langs die see,
in onrus of ermanis, is U daar. Vlug ek na die mol, vind ek vir U ook in die mol. Reis ek deur onlus en Sandpaai en Swelliesle en Houston, ook daar is U. Here, U is orals. Kom ons staan. Ons kyk vandag vorentoe. Ons sien skaars meer as hierdie oomblik. Die res van ons lewens is onbekend. Maandag en Dinsdag en volgende maand is buite ons sig. Maar U Here, U sien ver. U sien oneindig ver. U sien vanaand en môre. U sien Julie en Desember. U sien 2027 en 2050. U oorskou my lewenspad. Vriende, die lewe loop soms draaie met 'n mens. Die lewe vat jou op paaie waar jy nie gedink het jy ooit sou gaan nie. In 1873 verdrink Horatio Spafford se 4 dogters. Hy en sy vrou bly alleen agter. In hierdie moeilike tyd skryf hy 'n geloofsbelydenis. It is well with my soul. Dit is wel met my siel. Dis nie 'n lekker pad nie. Buite is dit soms stikkend. Maar deur die Here se genade kan sy kinders ook sê, dit is wel met my siel.
U was daar toe ek my eerste tree gegee het. U was elke tree van my pad by my. U sal altyd by my wees. Ek gee my lewenspad in u hande. Elke tree wat ek van hier af moet stap, gee ek vir u. I surrender. Ek drink in die afgelope week saam met iemand koffie wat 'n geestelike pad ook saam met my loop en vir my soos 'n mentor is. En hy vertel my van 'n teoloog wat 'n boek geskryf het en hulle praat so, maar hy val in hierdie boek sê hy sê want ons praat so, ek lees baie graag 'n boek. Toe ek klein was, ek 'n boek begin lees, dan lees ek net so 3 bladsye en dan spring ek sommer na die laaste bladsy toe en te sien wat is die uiteinde. Ek het altyd hastig geraak om te sien hoe eindig die storie. So ek het altyd die middel van die storie gemis. En toe vertel hierdie teoloog en hy sê as dit so swaar gaan in die wêreld, dan sê hy vir mense, moenie worry nie. Ek het gejiphou. Ek het na die laaste bladsy van die Bybel gekyk, die Here wen. Vriende, ons moet baie keer bietjie jiphou, na die laaste bladsy kyk. En al sou die lewe baie keer swaar en moeilik voel om te sien dat die Here is die oorwinnaar. En ons kyk vandag vorentoe en ons weet nie hoe lyk die pad wat voor ons lê nie, maar wat ons weet is dat hy is nog steeds die einde van die pad. Hy is nog steeds saam met ons op hierdie pad. Ons kyk vorentoe en ons sien hy sit nog steeds op sy troon. Ons kyk vandag op, so ver as mens met 'n mens se oog kan sien, verder is dit. En die Here God sit op die troon en hy regeer in 'n wêreld wat so stikkend lyk met die oorloë, met die xenofobie, met alles wat so verkeerd is. Kyk ons vorentoe vandag en ons bely dat ons kyk en ons sien dat God sit op sy troon. Kom ons sluit met hierdie lied. Oh
Here, saam met hierdie lied wil ons sê, ons buig laag, laag voor U. Die koning van die konings, die Here van die Here. Die een wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader. Die een voor wie die engele en die serafs en die gerubs buig, die ouderlinge buig en uitroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Here, saam met al die Christelike kerke oor die hele wêreld, saam met elke mens wat in U glo as die Verlosser, Jesus Christus, wil ons vandag kom sê, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Here, in 'n wêreld wat so stikkend is, in 'n wêreld waar daar soveel dinge verkeerd is, soveel pyn, soveel lyding, soveel seer kry. Here, is dit baie keer vir ons moeilik om te onthou dat U steeds heers, dat U op die troon sit, dat U regeer. En as ons na die laaste bladsy van die Bybel se gaan kyk, dan sien ons U wen. Ons bid dat ons dit nooit sal vergeet nie. Dankie dat U die oorwinnaar is en dat elkeen van ons wat in U glo, ook ten spyte van al die laagtepunte in ons lewe, oorwinnaars kan wees in U naam. Here, dankie vir die voorreg om hier saam te wees as vrygekoopte mense, mense wat deur U bloed losgekoop is, waar al ons sondes en ons foute en ons mislukkings van die verlede vergewe is en vrygespreek is, en wat ons nou die lewenswedloop saam met U kan loop en kan hardloop. Baie dankie, Here, dat ons hier saam is in U naam. Dankie dat U self by ons is deur die Heilige Gees, wat hier binne in ons is en om ons en voor ons en agter ons en oral. Ons bid, Here, dat U vanoggend verheerlik word as ons U woord lees en daaroor nadink en ook ons lewens opnuut toewy aan U. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees vanoggend saam uit Hebreërs. Anton het so tyd gelede ook uit Hebreërs gepreek. Ek wil vandag uit Hebreërs 12 lees. Hebreërs is een van die moeilike boeke in die Nuwe Testament, maar so 'n ryk boek. En ek wil vandag net daai eerste stukkie kom lees wat ons in Hebreërs 12 kry. Die opskrif daar is: die oog moet op Jesus gefestig wees. Die oog moet op Jesus gefestig wees. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom met 'n hoofletter, hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees dit sover. Hy is baie welkom. Julle kan by die huis ook 1 Korintiërs 9 gaan lees, waar ons ook die beeld van 'n atleet kry, bietjie in 'n ander konteks. Maar vandag gaan ons bietjie nadink oor hierdie gedeelte in Hebreërs hoofstuk 12. Vriende, ons tema vandag is gaan voluit. Ons tema sou ook kon wees byt vas. Dis alles deel van die tema en dis was ook in Hebreërs 12, in die tyd van die Hebreërs skrywer, was dit eintlik die tema gewees van byt vas, volhard, moenie ophou nie. En vandag wil ons graag aansluit by hierdie tema. Ja, soos ek net nou gesê het, dis vandag Comrades en ek het al by baie mense in die gemeente ontmoet wat Comrades gehardloop het. My skoonpa self het 5 Comrades gehardloop en ek het baie mense ontmoet al wat Comrades gehardloop het en vandag het ons vriende daar, ons het familie daar. Ek onthou al die jare wat my skoonpa Comrades gehardloop het, was dit 'n dag wat ons al vasgepen voor die TV gesit het en kyk ons wie van die klap sien ons daar hardloop en alles en eintlik so half afgemerk wie ons sien. Vandag hardloop 22,000 mense van Durban na Pietermaritzburg. Hulle trek weg by die stadion in Durban, klim geleidelik tot by Berea en dan weer op tot by Westville. En as jy daar kom, het jy al 300 meter geklim, wat baie is
as jy hardloop, né? Dan is daar 'n styl klim tot by Cowies Hill en Fields Hill en as jy daar kom het jy al 540 meter gestyg. Nog verder tot by Botas Hill 730 meter gestyg. Dan is daar 'n lekker afdraande en dis die lekkerste deel van 'n wedloop is die afdraandes, 'n lekker afdraande tot by Drummond waar die halfpadmerk is, groot feestelikheid. Feeslik lekker om daar deur te hardloop en dis jolig daar, dis lekker as jy daar deurkom. En dan is dit 'n styl opdraande tot by wat se naam Inchanga is en hy is nogal geneig om mense baie seer te maak. Dan 'n heerlike gelykerpad by Cato Ridge en geleidelik tot by Umlaasroute wat jy 800 meter geklim het van die beginpunt af, wat geweldig baie is. Daarna weer 'n lekker afdraande en nes jy dink nou is dit te lekker, dan kom klein pollies en groot polly shorts en dan kry jy vir oulaas weer swaar. Nou vriende, wat het die Comrades te doen met ons wat vandag hier sit? Hoekom sal ons op so 'n dag nou daaroor praat? Ek dink die rede daarvoor is dat daar's 'n groot ooreenkoms tussen die Comrades wedloop en elkeen van ons se lewe. Baie van ons gaan dalk nooit die Comrades hardloop nie, maar elkeen van ons is besig met 'n wedloop. En of ons vandag dit weet of nie, ons is in 'n reis en waaruit ons nie kan uitkom nie. Die pad tussen Durban en Pietermaritzburg lyk baie soos ons eie lewens. Daar's baie ooreenkomste. Ek sal sê die grootste verskil tussen die pad tussen Durban en Pietermaritzburg en ons eie lewens is dat hierdie pad vandag wat hulle hardloop het 'n sekere afstand en vanaand nie langer nie as 12 ure moet jy klaar wees en dis verby, vir 'n jaar is dit verby. Terwyl die wedloop van die lewe is 'n wedloop wat ons nie weet wanneer stop hy nie. Ons weet nie wanneer hou dit op nie, ons weet nie hoe ver is die pad nog nie. Dis eintlik die grootste verskil, dink ek, tussen die Comrades en die wedloop van die lewe. Nou, die Comrades het soos enige wedloop het dit 'n beginpunt by die stadion in Durban. In ons lewenswedloop is ook 'n beginpunt. Daai dag toe ek gebore is, het ek met 'n resies begin, met 'n wedloop begin, wat ek vir die res van my lewe hardloop. Ek is nou 59 jaar oud, dit beteken dat my wedloop is nou 59 jaar al besig. Hier sit mense van diep in die 80's, wat al vir 80 jaar, 90 jaar besig is om met die wedloop te hardloop. Haar een is al 10 jaar besig, of 20 jaar. Maar ons elkeen het weggetrek, en ons is besig met hierdie wedloop. Genadiglik langs die pad is daar ook iets soos dat mens jou hart vir die Here kan gee. Ons praat van wedergeboorte, dat ek 'n tweede keer gebore kan word. En eintlik is dit as jy dit wil verduidelik in 'n hardloopterme, sal dit wees dat mens eintlik nog 'n kans kry, 'n nuwe kans om anders te hardloop, om beter te hardloop as wat jy tot nou toe gehardloop het. En dis die wonderlike geleentheid wat die Here vir mens langs jou pad gee. Wat verby is verby. Ons kan daai wedloop nooit weer oor hê nie. Maar wanneer ek vandag saam met die Here begin hardloop, dan is die stuk wat voor is anders as dit wat verby is. Genadiglik het elke wedloop ook 'n eindpunt en die Comrades het 'n eindpunt later vandag in Pietermaritzburg. In ons lewens is die einde die dood. Hierdie wedloop van ons hou aan tot die dag wat ons laaste asem uitblaas. Daai dag as ek sterf, dan is hierdie wedloop verby. En ek kan al oud wees en ek kan in 'n ouerhuis sit en ek kan amper nie beweeg nie, maar ek is nog steeds besig met hierdie wedloop van die lewe. Ek's besig met hierdie resies waarvan die Hebreërskrywer skryf in hierdie gedeelte. En party mense is baie gelukkig, hulle het 'n wedloop wat 70 jaar of 80 jaar is. Dawid skryf, hy sê as ons gelukkig is, leef ons 70 of 80 jaar. Dis hoe lank my wedloop is. Een van ons oumas het 90 jaar oud geword, 'n wedloop van 90 jaar. Maar ek het ook al gesien, ek het al kinders begrawe wat klein gesterf het. 'n wedloopie van 4 jaar, 5 jaar. 'n kort wedloop, 'n wedloop wat baie gou verby is. En die groot probleem is dat ons nie een weet hoe lyk hierdie wedloop wat vir ons voorlê nie. Ons het nie 'n idee hoe lank gaan hierdie wedloop wees nie. Dalk is dit vandag verby of môre verby, dalk hardloop ons nog lank. Ons weet glad nie. En dis die groot ding wat hierdie wedloop van die lewe soveel moeiliker maak as 'n wedloop daar buite. Maar vriende, as jy 'n wedloop hardloop of 'n fietsresies ry, dan is daar opdraandes op hierdie pad. En vandag met vandag se Comrades praat hulle van die Big 5 Hills, die groot 5 berge op hierdie pad. Cowies Hill, Fields Hill, Botas Hill, Inchanga,
Polly Shorts. Dis die groot opdraandes wat vir hulle wag. En party van hierdie opdraandjies is kort, maar hulle is geweldig styl. Ander is weer geleidelik en hy's lank, 3,3 km wat jy hierdie opdraande hardloop en dit voel of dit net nooit ophou nie, of dit net gaan aanhou en aanhou. En die ding van 'n opdraande is geneig om 'n ou nogal moeg te maak. 'n Opdraande is geneig om mense spoed te breek, sodat jy eintlik voel, ek wil ophou. Ek sien eintlik nie kans hiervoor nie. In die lewe, in ons lewenswedloop, is dit nie Botha Seal en Field Seal en Nchonga en Polly Shorts nie, hulle het ander name. Die opdraandes in ons lewe se name is siekte en teleurstelling en seer kry, ongelukkigheid, eensaamheid, armoede, verliese. In baie mense se lewens is daar geweldige styl en lang opdraandes wat mense uitput en moeg maak, terminale siektes, die dood van 'n lewensmaat, die verlies van 'n ledemaat wat afgesit moet word of geamputeer moet word, die dood self. Vroeër of later kom almal van ons in ons lewens by hierdie opdraandes uit, by een of meer van hierdie opdraandes. Dis deel van hierdie wedloop wat ons hardloop. En hier waar ons vandag sit, het ons nie 'n idee wat 'n opdraandes wag vir ons op die pad nie. Ons weet nie hoe lyk dit nie. Ek kan nie soos met die Comrades se kaart vat en sê, daar's dit en daar's dit en daar's dit nie. Ons is besig met hierdie wedloop en soos vir die wedloop loop, kom ons agter hier skielike opdraande waarvoor ek nie reg was nie. Vir die mense in die Hebreërskrywer se tyd was daar sekere opdraandes. 2 hoofstukke terug in hoofstuk 10 skryf hy hiervan. Dan skryf die Hebreërskrywer vir die mense oor die opdraandes in hulle tyd en julle moet dit hoor. Dit was openbare bespotting, verdrukking, gevangenskap, verlies van besittings. Dis wat met die Christene in daai tyd gebeur het. As ons net 1 hoofstuk terug gaan na hoofstuk 11 toe, dan lees ons aan die einde van hoofstuk 11 en dat hy sê dat die opdraandes op die gelowiges se pad op daai tyd is dat hy sê baie van ons mense is doodgemartel, party is bespot, party het lyfstraf gekry, ander het gevangenskap en boeye gekry, party is met klippe doodgegooi. Daar's mense wat se koppe afgekap is. Daar's mense wat in stukke gesaag is, skryf die Hebreërskrywer in hoofstuk 11. Hy sê daar's mense wat vermoor word, ander swerf rond soos wat hulle vlug vir die vervolgings in daai tyd. Daar's verdrukking, daar's mishandeling. En so beskryf hy die opdraandes in hulle tyd. Miskien lyk ons opdraandes vandag anders. Ek dink genadiglik het ons baie min van daai opdraandes in ons lewens. Maar ons het ander opdraandes. En 'n opdraande maak mens moeg. 'n Opdraande lok jou uit om te sê ek kan nie meer nie en ek wil nie meer nie en ek gaan ophou. 'n Opdraande is as vir opdraande jou uitnooi om doodeenvoudig net te quit, om net alles te los en te sê ek is klaar daarmee. Maar vriende, genadiglik is daar na elke opdraande ook 'n afdraande. In ons lewens is daar ook wonderlike afdraandes. As die ouens vandag hardloop en hulle kom by Omlaasroud, dan is daar 'n lekker gevoel van die hardste deel van die wedloop is verby. Lekker afdraande. In ons lewens is daar sulke lekker afdraandes, né? Die dag as jy trou, dis hierdie lekker gevoel, hierdie groot ding wat met jou gebeur. Of daai kind wat gebore word, né? Dink bietjie terug aan toe jou kinders gebore is. Dit voel soos hierdie ongelooflike lekker afdraande. Dit voel of die lewe nie lekkerder kan wees nie. Daai dag toe die kinders gedoop is, of toe jy gedoop is, né? So lekker afdraande. Vakansies, gesinsvakansies. Lekker daar by die werk, werksbevrediging, gesondheid. Ek ken 'n tannie wat in ons vorige gemeente was en sy het altyd net die opdraandes gesien. Sy het nooit die afdraandes gesien nie. Maak nie saak waar haar raak geloop het nie, sy net vir jou vertel hoe erg is die opdraandes. En dit is belangrik dat jy baie keer raak sien dat daar ook na die opdraandes lekker, mooi afdraandes is. Vriende, as jy so hardloop en die ouens wat laaste inkom, hulle is vir 'n volle 12 ure op die pad en hulle staan 'n halfuur of 'n uur by die beginpunt voor die tyd. As jy besig is deur die pad, dan sien jy eintlik verskriklike klomp mooi goed langs die pad. Jy trek weg in Durban en dit is pikdonker terwyl jy so hardloop. En gehardloop het, begin die son opkom en jy sien terwyl jy so hardloop hoe die wêreld lig word. En jy sien die mense langs die pad en jy sien hoe kom die mense uit. En jy sien hierdie mooi natuur daar in Natal. En op 'n punt kom jy daar by Nchonga en jy hardloop eintlik naby die vallei van 1000 heuwels.
En so is daar langs die pad allerhande mooi dinge wat lekker is om te sien. En ons lewenspad het ook baie sulke lekker oomblikke. Ek dink partykeer, ek en Hans praat in die afgelope week, partykeer moet jy net aan die einde van die dag gaan sit en sê, wat was vandag vir my so 'n spesiale oomblik in my lewe? Wat is daai oomblik in hierdie dag wat vir my so kosbaar is, wat ek wil koester vir die res van my lewe? En dan die tweede laaste ding is net dat as jy so hardloop jy nie alleen nie, né? As jy vandag Komrad sou hardloop, dan sal 22,000 ander ouens wat dieselfde pad hardloop. En dit is baie belangrik terwyl mens besig is om vir jouself te vertel, dis nie net ek wat hierdie opdraandes en afdraandes het nie, dis nie net ek wat swaar kry nie, hier's klomp mense saam met my wat swaar kry. En weet julle, in die wedloop van die lewe is daar miljoene mense, eintlik almal op hierdie aarde, is besig met dieselfde wedloop waarmee ek besig is. En dit is so belangrik om te onthou dat alles nie net oor my wedloop gaan nie. Daar's miljoene ander mense. En as ons praat van Christene, dan is dit nie net ons klompie vandag nie, maar daar's Christene in Europa en in Afrika, daar's Christene hier langs ons in die verskillende plekke. Daar's Christene in Iran, in Rusland, in Oekraïne, in Israel, oral is daar mense wat hierdie selfde wedloop moet hardloop en nie geestelik moeg moet word nie. Ek wil jou uitnooi om volgende bietjie vir 'n oomblik te dink aan jou eie wedloop wat jy besig is om te hardloop. Daai reis waarmee jy besig is. Jy sal vandag weet hoe lank terug het jy weggetrek. Jy sal weet hoe lank is jy besig met hierdie resies. Die Komrads is 'n klein replika van elkeen van ons se lewe. 'n Klein voorbeeldjie van hoe ons eie lewens loop, met 'n begin en 'n einde, met opdraandes, met afdraandes, met mooi uitsigte, lekker tye, moeilike tye, met ander mense wat saam hardloop, 'n gemeente wat hier saam met my hierdie pad loop, wat saam met my in hierdie wedloop is. En nou skryf die Hebreërskrywer en hy sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies om ons het, terwyl ons soveel mense het wat saam met ons in hierdie resies is, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons hierdie wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. En dan skryf hy 'n laaste sinnetjie en hy sê, hou hom dan voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vriende, die Hebreërbrief is geskryf aan 'n gemeente wat begin het om geestelik moeg te word. Jesus het opgevaar na die hemel, Jesus is weg, intussen het vervolging gekom, die lewe het moeiliker en moeiliker geword. Daai romantiese prentjie wat hulle gehad het van Jesus maak net alles reg waar hulle is. Skielik is Jesus nie daar nie en hulle is alleen en die wêreld raak wreed met die Christene van daai tyd. Hulle begin swaar kry. Daar's hongersnode, op daai stadium selfs in Jerusalem. Oral is daar probleme in die wêreld. En die Christene in daai tyd, die gemeente begin moedeloos raak, geestelik moeg raak en voel maar, is dit die moeite werd om aan te hou glo? Hoe weet ons hierdie evangelie is eg? Hoe weet ons Jesus is regtig God? En so begin al hierdie vrae kom. En dan skryf die Hebreërskrywer vir hulle, omdat hulle besig is om spoed te verloor in hulle wedloop. In Hebreërs 3 vers 12 sê hy, dat tussen party van die mense is daar 'n verkeerde gesindheid en party van hulle het ongelowig begin word. In Hebreërs 5 vers 12 sê hy dat party van hulle moet nou al vaste kos eet, maar ons moet nou van voor af weer vir hulle in die grondwaarhede van die geloof onderrig. Dis asof hierdie ouens nie groei nie, hulle bly net waar hulle is. In Hebreërs 12 skryf hy en hy sê dat die gemeente moet die ouens se slap hande en die lam knieë versterk. Hulle moet opstaan, hulle moet weer hierdie wedloop begin hardloop. Vriende, die groot ding in die wedloop van die lewe is nie die spoed waarteen jy hardloop nie. Ons kompeteer nie met mekaar nie. Ons kyk nie wie gaan die wedloop wen nie. Die groot ding in die wedloop van die lewe is nie spoed nie, maar is uithou vermoë. Die groot ding in hierdie wedloop van die lewe is om te volhard, al voel jy party dae, maar ek kan nie meer nie en ek wil nie meer nie. Om te sê, maar ek gaan nie ophou nie, ek gaan aangaan, ek gaan vasbyt, ek gaan dit doen. Ek sal nie moed opgee nie. Dit is interessant dat een van die
kommentaar skryf en sê, ons kies nie die roete nie. As ons die roete gekies het die wedloop dalk anders gelyk. Ons kies nie die roete nie, daar's 'n roete en ons kan nie kies hoe dit lyk nie. Maar wat ons kan doen is, ons kan vasbyt op hierdie roete wat ons hardloop. Dan skryf die Hebreërs skrywer en hy sê, as julle so volhard, hy sê, dan moet julle elke las van julle afgooi. Gooi elke las af, ook die sonde wat so maklik verstrik of versmoor of mens vashou. Vriende, ons laste is baie meer as net sonde. Op daai stadium wat jy 'n tiener is, ek onthou toe ons tieners was, daar was allerlei boekies gewees van is danssonde, is rooksonde, is dit sonde, is dit sonde, is dit sonde. En die groot ding op daai stadium is wel eintlik net geweet het wat is die goeders wat sonde is, wat is die goed wat jy moet vermy. Maar in die wedloop van die lewe is die vraag nie net wat is sonde nie. In die wedloop van die lewe is die vraag, help hierdie dinge wat ek het en hierdie dinge wat ek doen my om hierdie wedloop met volharding te hardloop. Help dit my of maak dit die wedloop vir my moeiliker? Die flieks wat ek kyk, die films wat ek kyk, die plekke waar ek gaan, die stokperdjies wat ek het. Maak dit vir my makliker om uit te hou op hierdie wedloop. Die mense met wie ek meng, die mense met wie ek my tyd deurbring. Maak hulle dit vir my makliker om hierdie wedloop om vas te byt? Of maak dit vir my moeiliker? Maak dit dat ek wil spoed verloor as gevolg daarvan? En nou skryf die Hebreërs skrywer en hy sê ons moet al hierdie bagasie afgooi. Hierdie skuldgevoelens oor die verlede, hierdie sondes wat die Here lankal vergewe het, wat ons nog saam dra en saam sleep en ons probeer hardloop met hierdie goeters, maar dit maak ons moeg. Die bitterheid, die mense vir wie ons kwaad was vir so lank tyd, die mense wat iets verkeerd teenoor ons gedoen het wat ons nog nie vergewe het nie, om al hierdie laste af te gooi en te sê ek wil klaarmaak, ek wil hierdie wedloop met volharding hardloop. Ek kan nie hardloop as al hierdie goed my so vashou nie. Dit maak my moeg. Ek moet dit afgooi. Die Hebreërs skrywer skryf vir sy gemeente daarso wat ons nie mooi weet waar hulle was nie, dis ons onbekend. En hy skryf en hy sê as julle hierdie wedloop hardloop, hy sê terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies om ons het. In die 2020 vertaling staan daar terwyl ons so wolk van getuies om ons het. Ons sou ook kon sê terwyl ons so stadion vol mense het wat ons aanmoedig. As ons hierdie gedeelte lees in Hebreërs 12 vers 1-3, dan vra mens jouself, maar waarvan praat die Hebreërs skrywer? En as jy net 'n hoofstukkie teruggaan, dan sien jy hy vertel vir ons is asof hy ons in 'n saal invat waar al die geloofshelde van die Ou Testament is. En daar staan omdat Abel geglo het die Here sy offer aangeneem. En omdat Henog geglo het, het hy op God vertrou. En dan lees ons in hierdie gedeelte, omdat Noag geglo het, het Noag 'n ark gebou, ten spyte daarvan dat almal hom uitgelag het, en gelyk het of dit die belaglikste ding is wat hy kan doen, het Noag vasgehou daarmee, hy het volgehou, hy het hierdie wedloop van hom gehardloop, en hy het hierdie ark voltooi, en as gevolg daarvan is Noag en sy familie gered. En dan gaan die Hebreërs skrywer verder, en hy vertel van Abraham, en hy sê, omdat Abraham geglo het, het hy vasgehou aan die Here. En toe die Here vir hom sê, trek na 'n land toe, en hy weet nie waar dit is nie, hy weet nie waar is hierdie beloofde land nie, het hy agter die Here aangetrek, sonder om te weet waar hy gaan uitkom. En toe die Here vir hom sê, maar jy gaan klomp kinders hê, jy gaan 'n groot nageslag hê, toe staan daar, toe Abraham in die ouderdom, het die Here vir hom krag gegee om nog 'n kind te verwek. En hy het ook dit gedoen. En op 'n stadium toe die Here vir hom sê, gaan offer vir Isak, toe het hy vir Isak gevat en na Moria toe gestap en nie geweet wat is die uiteinde van hierdie storie nie. Dis net so mooi, die Hebreërs skrywer sê, Adam het geweet dat God ook vir Isak kan opwek as hy hom sou moes offer. Maar so vertel die Hebreërs skrywer van een na die ander geloofshelde uit die Ou Testament, en hy sê, as julle moeg en moedeloos raak met hierdie wedloop, onthou vir Abel, en onthou vir Noag, en onthou vir Abraham, onthou vir Moses se ouers, onthou vir Moses, hoe dat Moses Egipte agterlos waar hy 'n prins was en saam met die volk deur die woestyn trek 40 jaar lank op pad na 'n land toe wat die Here vir hulle gee. En nou kom hy eintlik en sê maar net soos wat die Here dit vir hulle gedoen het aan die einde van hulle wedloop, net so sal die Here dit vir julle doen. Hy sal aan die einde van hierdie wedloop sal hy dit vir julle gee. Vriende, daai wolk van getuies wat ons om ons het, is nie net die mense van die Ou Testament nie. Daar's ook mense nader aan ons.
Ek dink aan my ouers en ek dink aan my ma veral, wat so naby die Here geleef het. En baie keer as 'n ou voel jy wil so 'n tipe van uitsak om te dink, maar wat 'n wonderlike voorbeeld het sy vir ons gestel. En so was daar mense op ons lewenspad, in die vorige gemeente, in die gemeente, in ons vriendekring, mense wat net hierdie pad saam met die Here geloop het, hierdie geloofshelde soos in Genesis 11, in Hebreërs 11, wat hierdie pad geloop het. En elke keer dan sit asof die Hebreërs skrywer sê, onthou hulle is 'n wolk van getuies, hulle lewe moedig julle aan. Die dinge wat hulle gedoen het, moedig julle aan. Moenie moed verloor nie, byt vas, staan vas. Die Hebreërs skrywer skryf op die einde, as hy vir hulle sê, gooi alles af, en onthou hierdie getuies, en hardloop met volharding, dan kom hy by die hoogtepunt van hierdie stukkie, en hy sê, hou die oog gefestig op Jesus. Kyk vir Jesus. Tim Noakes, een van die groot kenners van hardloop in ons land, het met een van die afwedlope, so 'n paar jaar terug, skryf hy die volgende. Hy sê, so despite the eternal mutiny of an exhausted body, as I approach Kloof Station, my mind is still in control, but whatever mental reserves I retain, I know they are inadequate for the sight that now confronts me. From Kloof Station, at the top of Fields Hill, the comrades place the most evil trick. Experience tells me not to look, that should I for 1 second divert my eyes from the road, I will most likely not finish. Baie mense wat die afwedloop gehardloop het, sê dat as jy daar kom, dan sien jy die stadion daaronder, maar hy's 25 km ver. En as jy vir die stadion begin kyk, dan verloor jy dit. Dan verloor jy die wedloop. En daarom hou jy jou oog gefestig op hierdie pad wat jy hardloop. Die Hebreërs skrywer gebruik hierdie beeld en hy sê, terwyl ek hierdie roete hardloop, kyk ek nie 'n oomblik weg van Jesus af nie. En dan beskryf hy Jesus se lewe en hy sê, Jesus is nie net die een wat aan die einde vir ons wag nie. Hy is nie net die bestemming waarin ons hardloop nie. Hy self het hierdie wedloop kom hardloop. Hy het aarde toe gekom en hy het hierdie optranes en aftranes kom beleef wat ons beleef het. Daar was wonderlike dinge in Jesus se aardse lewe. Daar was tye wat die mense geglo het. Daar was tye wat mense opgestaan het uit die dood, siekes wat gesond geword het. Daar was wonderlike aftranes, mooi gelykpaaie. Maar hier aan die ander kant was daar moeilike tye. Daar was die tye wat die mense Nasaret hom van die kraan sou gooi. Daar was tye wat die mense nie in hom geglo het nie. Daar was sy lyding, sy sterwe. Nou skryf die Hebreërs skrywer en sê, as jy moedeloos word, fokus op Jesus, fokus op hierdie pad wat hy kom loop het. Dat hy ten spyte daarvan dat hy geweet het hierdie pad loop uit op die dood, dat hy nie moed opgegee het nie. Dat hy voluit gegaan het tot aan die kruis en daarna. Die Hebreërs skrywer sê eintlik vir ons, hy sê, as jy op hierdie pad is, dink aan Jesus, want toe Jesus op hierdie pad was, het hy aan julle gedink. Het hy in sy gedagtes elkeen van ons raak gesien. Hy sê, ek kan nie moed opgee nie, ek moet aangaan, want ek wil sterf vir die mense van onder is 'n vuur, om my lewe gee vir hulle. Vriende, en daarom vandag kan ons saam met die Hebreërs skrywer sê, Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Dis die beloning, omdat hy volgehou het, omdat hy die wedloop voltooi het en dit klaar gemaak het. Nou sê die Hebreërs skrywer, julle moet dieselfde doen, fokus op Jesus. Hy is die begin, hy is die leidsman. Hierdie woordjie word daar vertaal met hy is die pionier, hy is die baanbreker, hy is die voorloper, hy is die kampioen wat die wedloop voltooi het. Ek sluit af met hierdie paar gedagtes. Ek weet nie waar jy trek in die wedloop van die lewe nie. Nie een van ons weet waar die ander een in sy wedloop is nie. Dalk is jy iewers voor my op die pad, dalk is jy iewers agter my op die pad. Dalk is jy nou op hierdie oomblik in jou lewe by 'n styl moeilike optrane. Dalk is jy by 'n punt wat dit vir jou voel, ek kan nie en ek gaan moed opgee en ek sien nie kans vir die wedloop nie. Die optrane is te groot, is te lank, dis te styl. Dalk is jy vanoggend by 'n punt wat jy 'n mooi uitsig het, wat jy voel, ek hardloop aftrane, dis lekker, ek sal lank so kan aanhou, dis 'n lekker tyd van my lewe. Dalk is jy op die oomblik by 'n plek wat die wedloop regtig mooi is. Daar's baie mense langs die pad wat jou cheer en wat staan en wat sê, byt vas. Groot skare wat jou aanmoedig. Dalk is jy by 'n punt wat die stadion al in sig is en wat jy enige oomblik dink die einde is hier
en ek gaan amper klaar wees met hierdie wedloop van my. Dalk stap jy, dalk het jy opgehou hardloop en stap jy. En dis ook goed genoeg. Ons almal wat wedlope hardloop het al gestap en in 'n lewenswedloop is daar tye wat ons stap, wat ons stadiger gaan omdat ons moeg is, solank ons net nie ophou nie. Gooi vandag weer elke las af en hardloop die wedloop met volharding. Gee jou beste in alles wat jy doen. Moenie wegkyk van Jesus af nie. Hy is die begin en die volëinder. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy nie weggekyk van jou af nie. Hy het jou gesien, jou verlossing, jou vryspraak, jou ewige lewe. En daarom het hy end uit gehardloop. Byt vas. Moet nooit moed opgee nie. Hou vas aan die Here. Kyk vorentoe, kyk op. Glo. Kyk na al die mense wat saam met jou hardloop. Kyk na hierdie gemeente wat saam met jou hardloop. Die einde van die wedloop sal die moeite werd wees. Amen. Kom ons luister na hierdie lied wat Jan de Wet sing, terwyl ons net vir 'n oomblik nadink oor ons eie lewens. U is my sterkte, my hulp en my Heer. U krag gee my vlerke en ek triomfeer. Ek is 'n oorwinnaar in Jesus se krag. Oor berge en steiltes wat nog vir my wag. Met u gaan ek 1000 berge hoor, met u hier by my. Al lê vir my pyn of swaar kry voor, u gees aan my by. U vul my met sterkte en met krag, u hart loop hier langs my. En alles wat ek nodig het vandag, dit gee u vir my. Die bruisende liefde vloei hier binne my, dat ek hoër kan strewe en oorwinning verkry. Met u kan ek aanhou, met u sal ek wen, omdat u my lief het en omdat ek u ken. Met u gaan ek 1000 berge hoor, met u hier by my. Al lê vir my pyn of swaar kry voor, u gees sal my lei. En u laat my voete veilig staan, u gees gee my liefde. Met u kan ek heel pad voluit gaan, want u is by my. Ek is 'n oorwinnaar in Jesus se naam. Oor berge en steiltes gaan hy met my saam. En ek sal nie vrees nie, nee, ek is nie bang, want met u hier by my, weet ek dat ek kan. Ja, ek is meer as oorwinnaar in Jesus se naam. Kom ons sluit die oë. Ja, Here, ons is oorwinnaars in u naam. U hardloop saam met ons, u hardloop voor ons. U wag vir ons by die einde. En Here, ons wil in u krag wil ons hierdie wedloop voluit leef. Ons wil nie geestelik moeg word nie, ons wil nie uitsak nie. Ons wil nie ophou nie. Ons vra vir u die krag, Here, vir die plek in ons lewe waar ons vandag is.
bid vandag vir elkeen op 'n opdraande, dat jy vir hom of haar aan die hand sal vat en vir hulle krag gee om hierdie opdraande uit te draf, om weer 'n lieflike afdraande aan die ander kant te kan beleef. Dankie vir elke afdraande, dankie vir elke stukkie gelykpad, dankie vir elke mooi uitsig, dankie vir elke persoon wat hier langs ons hardloop, wat iewers in 'n selgroep of in 'n bediening of sommer net in ons gewone lewe sê sterkte vasbyt, bid vir jou. Dankie vir elkeen wat deel is van hierdie wolkgetuie saam met ons. Dankie vir die voorbeeld van Noag en Abraham en Moses en Dawid en almal voor ons. Dankie vir ouers, oupas en oumas, ooms en tannies, mense wat vir ons gewys het hoe om die wedloop te hardloop. Geef vir ons die krag om nie terug te deins nie. Geef ons die krag om voluit te hardloop en alles te gee, vas te byt, totdat U terugkom. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 2 kort liedere. Dis so mooi. Ons gaan ook op die wysie van Chariots of Fire gaan ons 'n lied sing, Ek hardloop vir Jesus. Is so pragtig. Ons het in Potch elke jaar het ons 'n diens gehou vir almal wat Comrades hardloop en ons het elke jaar hierdie lied was vir ons so kosbaar. En dit sê iets van ons lewenspad en daarna sluit ons af met daai lied wat sê bly volhard soos atlete. Dis God wat ons wedloop bepaal. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere. Ek
ek het vergeet om te sê, en ek is baie jammer daaroor, dat Andrei van der Walt, sy vrou Elda, is Vrydag eintlik in die nag oorlede, eintlik donderdag aand. Ek was Vrydag by Andrei, en vir Andrei ek net sê sterkte. Ek weet nie of Andrei hier is nie, maar baie, Andrei is hier so, baie sterkte Andrei, en mag die Here vir jou regtig ook vashou. Het 'n groot verlies, maar is ook 'n bevryding vir Elda. En mag die Here vir jou op hierdie optrane waar jy nou is, die krag gee om dit regtig te kan hardloop. En hier's 'n geloofsfamilie wat saam met jou dit sal doen. Kom ons vra die Here se seën, en ons gaan nie die seënlied sing nie, daarna is jy welkom om net lekker te gesels en te kuier. Ek dink daar's koffie en tee, is daar? Daar's koffie en tee, dis baie welkom. As daar besoekers ook is, welkom. Kom ons sluit die oë. Ag Here, ons sal sommer net hierdie wedloop weer vir U gee, en ons bid spesiaal vir Andrei, en dankie dat Elda die wenstreep bereik het. Ek bid vir Andrei wat nog moet hardloop, en vir elkeen van ons in hierdie week, dat U vir ons die krag sal gee, en dat die lewe vol mooi uitsigte, mooi afdraandes sal wees vir elkeen van ons, in Jesus se naam. Amen.